Goeiedag en baie welkom vandag by Woordspieël, waar ons weer vandag saam in die woord van God inkyk en ons 'n stuk skrifgedeelte gaan lees en vra dat die Heilige Gees ons ook in die lig van daardie skrifgedeelte sal beoordeel en ons sal oortuig daarvan dat ons ons lewens belyn met sy waarheid, sodat ons ook meer soos Jesus Christus kan lyk en kan word. Vandag in hierdie gedeelte kyk ons na Eksodus hoofstuk 19 vers 8 en die tema is lippediens. Ek lees vir jou, die volk het toe soos uit een mond gesê, ons sal alles doen wat die Here vir ons gesê het. Moses het aan die Here gaan rapporteer hoe die volk sy opdrag gereageer het. So Moses was so pas op teen die berg Sinai waar God aan hom gesê het wat sy verbond behels en hy het 'n verbond met die Israeliete gesluit. Indien hulle toegewyd aan God en aan hierdie verbond sou leef, dan sal God hulle God wees en hulle sal sy mense wees, afgesonderd vir mekaar. Al wat hulle moet doen is om gehoorsaam te wees, gehoorsaam en vas te hou en te vertrou op hierdie verbond. Toe hulle dit hoor, toe sê hulle dadelik dat hulle alles sal doen wat God beveel. Tog weet ons, skaars 40 dae later, terwyl Moses op die berg was om die bepalings van hierdie verbond te kry, het die Israeliete afvallig geraak en hulle het 'n goue kalf gemaak en hulle het die goue kalf aanbid en hulle het hom geheilig en hulle het hulle self verontheilig. Hulle toewyding was net lippetaal gewees. Ons leef onder 'n nuwe en 'n beter testament, die Nuwe Testament, die nuwe verbond. Jesus het die ou verbond met Israel vervul en hy het 'n nuwe een kom opstel, 'n nuwe testament wat in werking getree het deur die dood en die opstanding van Jesus. En die verbond wat hy daardeur met sy mense, die wat in hom sal glo, gesluit het. In Christus word ons sy volk. Ons word erfgename van God se rykdom en sy goedheid. Ons word mede-erfgename saam met Jesus Christus. Nie op grond van ons prestasies of die onderhouding van 'n wet nie, maar op grond van ons insluiting in hierdie verbond deur ons geloof in Jesus Christus. En dis 'n geskenk en 'n gawe van genade. Maar baie maal is ons toewyding aan hierdie verbond net lippetaal. Om elke hoekie en om elke draaitjie verloon ons hierdie verbond. Ons maak staat op ons eie krag en op ons eie werke. Ons draai ander mensgemaakte goed na ander mensgemaakte goed toe vir hulp. En eintlik wat ons doen is ons verloon hierdie nuwe verbond wat Jesus kom instel het. Mag ons ophou daarmee en vashou aan die nuwe verbond in Jesus Christus. Mag ons gehoorsaam wees, nie net met woorde nie, maar met dade. Kom ons bid saam. Here, U is my God en ek sal U dien en ek sal U gehoorsaam in daad, nie net met mooi beloftes en mooi belydenisse nie, maar in daad. Ek sal toegewyd aan U leef in wat U van my verwag, eerder as om groot beloftes te maak wat ek nie gaan hou nie. Here, help my om werklikbaar te lewe volgens U nuwe verbond. In Jesus naam, amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, soos wat jy staat maak en absoluut leef vanuit die nuwe verbond wat Jesus met ons gesluit het. Tot môre.